Goeiemôre almal. Welkom vanoggend hier. So in ons saamwees net 'n paar afkondigings. Ons kerkgroei bediening werkswinkel voorbereiding. Laaste sessie vanaand 4:00 tot 5:30 hier in die konsistorie. En dan môre aand dieselfde sessie. Is dit nie nou 'n bietjie hard nie? Nee, okay. En dan môre aand dieselfde sessie van 6:15 af tot 7:30. Ons het tienerbegeleiding Woensdag die 4de, 3:15 by die pastorie en dan ouderling rondetafel Woensdag aand 7:00 by die pastorie. Ons het ons herder saambid geleentheid donderdagoggend 7:15 in die konsistorie en ons middagteetydstudie donderdag 3:00 by die pastorie. En dan herinner ons aan die Suster Saamtrek, DV Saterdag, eerskomende Saterdag by Sekunda. Doen asseblief met ons saam met ons voorbidding. Sissie, hy fluit so 'n bietjie in my ore. Sien jy? Ja. En dan herinner ons aan die ons vergadering van naburige gemeentes, die jaarlikse 2 keer 'n jaar vergadering. Ons eerste een is DV hierdie Saterdag by die NGO's gemeente en ons vra asseblief ook voorbidding vir daardie geleentheid. Kom ons word so oombliekie rustig. Ons begin ons saamwees met 'n openlike verklaring en ons verwoord daarmee ons hartsverlange in 'n opsig. Dis die rede vir ons saamwees en vanoggend doen ons so aan die hand van Kolossense 1 en Psalm 43. En elkeen van ons spreek dan in ons harte soos volg. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Stuur u lig en u waarheid, dat die my lei en my bring in u teenwoordigheid. In Christus mag ons met vrymoedigheid voor ons Vader rustig word, en dan hoor as hy ons groet en seën met hierdie woorde: genade en vrede vir jou, van God ons Vader, in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons antwoord op die seën van die Here en ons verwoord daarin ons afhanklikheid van die Here en besonder die wonder dat ons nie hoef te leef met vrees vir straf nie, omdat God se liefde groter is as ons oortreding en sonde, as ons mislukking en daarin ook as ons swakheid. Kom ons verwoord ons afhanklikheid deur saam te sing van lied 241 vers 1 en 3 en daarna kan jy die plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Plekke inneem.
Daardie laaste versreël is vir ons regtig belangrik. Dis 'n verwysing na Efesiërs 1 waar daar staan dat ons in Christus voor die grondlegging van die aarde uitverkies is. En dit is regtig belangrik dat ons dit sal verstaan en ter harte sal neem. Kort op die hake van die twee skepingsverhale in Genesis 1 en 2 vind ons die sondeval. Die verhaal van die sondeval. Die mens wat in opstand teen God kom. En dit is vir ons belangrik om daardie kort op die hake raak te sien en dan te onthou dat ons voor die grondlegging, voor die skepping van die aarde in Christus uitverkies is. Die sondeval vang God nie ontkant nie. Hy sit nie met sy hande in sy hare en sy oë wee wat nou nie. Daar is 'n plan klaar vasgemaak gewees voor dit gebeur het. In Christus word ons ten spyte van ons gebrokenheid en ons opstandigheid en ons swakheid en sonde word ons weer gered en nuut gemaak. En daarom kan ons ook soos Paulus vandag bely dat ons leef met hierdie werklikheid, dat ons die ou mens in ons hart het. Begenadigde kinders van God, ons sien Christus in ons lewe, daar is 'n nuwe mens, maar die ou mens is nog steeds daar. En die ou mens pootjie ons nog baie keer, soos wat ons met die paar preke rondom nagmaal vasgemaak het. Dis baie keer moeilik om ons gawes tot sy reg te laat kom, omdat ons ou mens die heeltyd besig is om bymekaar te maak vir myself en die ander mense nie na waarde wil skat nie. En nou is dit waarby ons vanoggend, wanneer ons by Jakobus begin, wil stil staan. Wat maak ons dan? Wanneer ons agterkom dat die ou mens het my in die kort hare beet of aan die keel beet. Hoe kom ek los van hierdie werklikheid? Hoe word ek geoefen in daaglikse bekering, met ander woorde? Nou, die dieptepunt hiervan moet ons dan eers vastrek. En daardie dieptepunt vind ons in Heidelbergse Katekismes Sondag 16 vraag 43. Wanneer ons die vraag vra, buiten dat ons nou vergifnis van sonde ontvang in Jesus se kruisiging, watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? En dan antwoord ons baie mooi. Deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as dankoffer aan hom toewy. Ons sondige begeertes, ons ou mens, het nie die gesag of die mag om oor ons te regeer nie. Want hy het gesterf toe Christus gesterf het. Dit beteken nie, hy het nie meer gesag en mag nie. Maar ons kan leef met hierdie sekerheid, dat wanneer ons voor die Here gaan staan, met 'n skuldige gewete, dan sê Johannes vir ons in 1 Johannes, God is groter as ons gewete. En wanneer ons ons skuld bely, vergewe hy ons. En dan is die vraag, maar hoekom gaan hy my elke keer vergewe? Elke keer as ek na hom toe gaan. En die antwoord is, want die ou mens en die som van die ou mens met al sy sonde het klaar gesterf. Wanneer Christus sterf, sterf die ou mens. En wanneer Christus opstaan, staan die nuwe mens op. En wanneer God ons Vader na jou en my kyk, hou hy daardie werklikheid in gedagte. En daarom kan ek en jy moedig leef met hierdie seker wete. Die ou mens bepaal nie my lewe en my lot nie. Dit is wat God in Christus gedoen het. En daarin die nuwe lewe wat hy deur sy gees in my hart werk. Dit beteken natuurlik, soos wat ons bely, as ons praat oor daaglikse bekering, dat ek gaan moet kies elke dag. Gaan ek die leiding van die gees volg in die nuwe mens en lewe, soos wat God my gemaak het om te lewe, of gaan ek deur vrees gedring eerder kies vir die bekendheid van die ou mens? Nou hierin is ons nie uitgelewer nie, want God is deur sy gees besig om ons te vernuwe, deur sy woord en sy gees besig om sy beeld in ons te herstel. Paulus sê in Korinte, die beeld van Christus gelyk te maak, sodat ons meer en meer kan word wie God bedoel het ons moet wees. En daarom is ons in alles regtig afhanklik van die Here. Nou, hierin is ons afhanklik, maar is die Here ook ons ter wille. En hy beloof om ons te seën wanneer ons getrou op hierdie pad naby hom leef en saam met hom werk.
in hierdie pad van daaglikse bekering. En kom ons verwoord dan ons afhanklikheid, maar daarin ook die Here se genade, deur saam te sing van Psalm 128 vers 1 en 4 en daarna bid ons saam. Vader, wanneer ons in hierdie oggend voor U rustig word, dankie dat ons vrede mag vind by U. Dankie dat ons mag leef met hierdie groot versekering, dat selfs al kla ons gewete ons aan, U is groter, U liefde is groter. En daarin ook U geregtigheid staan vas. Dat dit wat Christus in ons plek vir ons verwerk het, dat dit vir ons ten goeie toekom, omdat U ons ter wille is, omdat U ons lief het en ons U sin maak. En wanneer ons gedagtig aan dit wat ons nou gesing het, voor U rustig word en daarin ook die onderneming in ons harte vasmaak om op U weë te wandel, om naby U te leef en saam met U te werk aan dit waarmee U besig is, en besonder ook in ons eie lewens, dan pleit ons Vader, wees ons genadig, dat ons U teenwoordigheid mag beleef en daarin U seën mag beleef. Dat ons in ons alledaagse lewe mag sien en ervaar hoe die ou mens minder word en die nuwe mens meer. Hoe ons meer en meer gevorm word na die beeld van Christus. En as U deur die woord ons toerus vir daardie pad, dan bid ons Vader, maak dit rustig in ons harte en maak ons sensitief vir die leiding en die werking van U Gees, dat ons mag hoor, dat ons mag vreugde en vrede put uit die wonder van dit waarmee U besig is, maar daarin ook moed mag skep vir die pad wat voor ons lê. Seën ons hierin, as ons dit bid in groot afhanklikheid, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons het die vorige 3 preke stilgestaan by die wonder van die gawes wat mooi by mekaar inpas, dat Christus aan elkeen gawes gee, soos wat hy gekies het, maar dat daardie gawes bedoel is om saam te werk. En dat daarin word iets van die ontplooiing van lewe in hierdie wêreld, in die alledaagse lewe, maar as ons oor die materiële praat en ook as ons die geestelike praat, kom dit tot sy reg. Maar toe het ons nou vasgemaak in ons pad so saam deur dit, dat dis die ou mens in ons wat baie keer hierdie werklikheid kniehalter. Hierdie wonder van God wat gawes gee, aan gelowig en ongelowig, sodat ons in ons saamleef, kan leef en werk en lewe kan ontplooi in hierdie wêreld. Nou ons sien dit as ons praat oor die ongelowige, hoe daardie gawes baie keer misbruik word, en dan sien ons baie keer dit nie in ons eie lewens raak nie. Maar dis 'n werklikheid van elke mens in wie die ou mens regeer, in wie se hart die ou mens nog lewe, is dat ons kom by tye en plekke in ons lewe, waar ons nie so gesond is wat ons moet wees nie. En omdat ons nie gesond is nie, versprei ons die pyn en die seer en die siek verder van ons af. Nou,
van die boere sal hierdie beeld nou ken. Johan, hy daar die eerste skets asseblief. Jesus praat oor die gelowiges en dan sê hy, wanneer hy by die laaste dag van die hittefees is, met elkeen wat in hom glo sal dit wees, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit hulle vloei. En nou is dit so, baie keer moet ek in die spieël kyk, ek vaar nie. En partykeer is dit as ek in die kar sit, is in die triespieeltjie. Dan besef ek is nie regtig 'n poel vars water nie. Maar dis nie net in die kar nie, dis ook by die huis. Daar kom tye wat ek myself bloedig vererg. Vir Tarina en vir die kinders en vir omstandighede en dan raak dit net goor. En dan is ek nie 'n vars poel water nie. Nou die moeilikheid met 'n poel water wat dood gegaan het, wat siek geword het, is dat almal wat drink van daardie water gaan ook siek word. Nou daar is die werklikheid van ons lewe. As daar's nie nuwe water inkom nie, dan is 'n poel redelik gedoem. Maar nou is 'n ander manier hoe jy hierdie water kan vars kry. En oupa het Tarina se pa dit vir my geleer. Dis nie, jy druk 'n pompa in en dan pomp jy daai water net in die lug in, sodat dit weer in die water kan val, sodat dit suurstof in die water kan insit. Want waar daar suurstof is, gaan daar lewe wees. En daardie suurstof maak lewe dan uiteindelik moontlik. Die ou mense het gesê, as water oor 7 klippe geloop het, dan is dit vars. Nou as jy nie klippe het nie, dan vat jy 'n pomp. Selfe beginsel. Want al wat gebeur wanneer die water oor die klippe loop is, dit sit suurstof terug in die water. Nou leef ek en jy met hierdie werklikheid van die skaap en die wolf in skaapsklere daarbo, die gedeelde hart. Elkeen van ons leef met hierdie werklikheid. En hier gaan dit nou oor daardie prentjie van die wit wolf en die swart wolf, as jy wolf maar of die skaap, en die wolf in skaapsklere. Die een wat jy voed, die een wat jy kos gee, is die een wat gaan sterk word en uiteindelik gaan wen. En elkeen van ons het in ons hart die ou mens, 'n wolf in skaapsklere. 'n Wolf wat baie mooi vroom kan vertoon, maar wanneer dinge skeefloop, dan kom die tande uit. En dis nie tande gemaak om gras te vreet nie. Elkeen van ons leef ook met hierdie genade, dat ons kind van die Here is, skaap van sy kudde. En daarom die nuwe mens is ook in ons. Maar nou gebeur die lewe met ons, en ons kan nogal redelik rondgeruk word deur die lewe. En dan kom jy met tye agter, dat jou poel water is nie meer so vars nie. En nou mag ons leef met hierdie sekerheid, dat die Gees van God, deur die omstandighede waarin ons lewe, kom, skep, teruggooi, sodat ons uiteindelik by daardie gesonde plek kan kom, waar ons gesond kan word, en die mense wat met ons te doen kry, gesond kan word. Nou, ons gaan in die loop van hierdie 3 preke, gaan ons hierdie prentjie 'n bietjie uitpleis, en ons doen dit aan die hand van Jakobus 3. Hierdie werklikheid van God wat in ons lewens besig is, sny tot die dieptepunt van die stryd in elke gelowige se lewe. Die stryd is in die ou en die nuwe mens. Nou ons gaan vir 3 weke stil staan by Jakobus 3, maar ek wil vir jou vra, gaan lees asseblief die brief en probeer, dis 5 hoofstukke, dis nie baie lank nie, en probeer dit in een sitting deur te lees, so oor die loop van hierdie 3 weke. Dit is 'n baie kort brief, maar 'n baie belangrike brief. Jakobus, soos ons verstaan, was die broer van Jesus gewees. Hy was die hoof of die leier van die kerk uiteindelik in Jerusalem gewees, en dan rig hy hierdie brief aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. So hy skryf van al die kerke, waarskynlik aan die einde van sy bediening. Hy het ook volgens oorlewering 'n marteldood gesterf. Wanneer jy hierdie brief gaan lees dit met die vraag in die agterkop, hoekom moet Jakobus oor hierdie dinge praat, wat hy in hierdie brief oor praat? Hoekom het dit nodig geword, dat hy aan al die kerke in sy tyd moet skryf oor hierdie dinge? En dan gee die goeders wat hy aanspreek, vir mense goeie prentjie van hoe gesond die gemeentes op daardie stadium was, toe hy hierdie brief geskryf het. Nou die brief hardloop 'n baie belangrike pad. Dit begin by geloof en wysheid, en daar sê hy kondig hy in 'n opsig een van die groot temas in hierdie boek aan, en dan sê hy, luister, lyding is onvermydelik, swaar kry is almal se pakkie in die lewe.
En dan sê hy, ons moet wysheid hê, en ons moet dit van God bid, want sien, wysheid, lyding kan jou maak dat jy negatief word, dat jy hoop verloor. Nou sê hy, almal word beproef, almal gaan onder lyding gebonde, en as ons in die toets, in die vuurproef van lyding standvastig, vas bly staan, dan sal ons uiteindelik groei tot geestelike volwassenheid. So wanneer hy praat oor lyding, dan bemeen hy te sê, luister, hy verstaan. Ons leef nie in die paradys nie, dit gaan moeilik. Maar nou was baie mense in daardie tyd gekonfronteer deur die moeilikheid, en nou is Jesus se woorde wat baie diep gesny het hierso, in hulle omstandighede. Want die vroeë kerk is skielik uitgeskuif, né? Hulle is uitgeskuif deur die mense rondom hulle aanvanklik, want niemand het hulle verstaan nie, die Jode wou hulle nie hê nie, en die Romeine het nie verstaan wat om met hulle te maak nie. En in Jerusalem self het 'n klomp van die mense al hulle besittings verkoop en dit vir mekaar uitgedeel, en dit het beteken dat dit begin swaar gaan het met hulle. En daarom, nadat hy gepraat het oor die werklikheid van swaar kry, dan praat hy oor ryk en arm in die gemeente. En daardie tema gaan ook reg deur die brief loop. Ryk en arm kom die hele tyd verby. En dit gaan nie oor ryk en arm soos wat ons dit in ons moderne westerse wêreld verstaan, oor die haves en die have not nie. Hy sny in hoofstuk 3 en 4, die begin van hoofstuk 4, ons het die hoofstukke ingesit, hy het net 'n brief geskryf. En daardie gedeelte maak hy vas wat die dieptepunt is. Maar hy praat oor ryk en arm, dat hulle nie by mekaar aanpas nie, dat hulle sukkel om saam te leef in die liggaam, en dan praat hy daarna oor versoekings en verleiding. Want die mense het by die plek gekom om te sê, ja, dis nou God wat dit vir ons, wat ons in versoeking bring. En dan sê Jakobus, nee, God versoek niemand nie, hy kan nie versoek word nie, en hy versoek niemand nie. Dis uiteindelik ons sondige begeertes wat ons in die moeilikheid bring. Die ou mens met ander woorde. En wanneer ons hom vrye teels gee, dan loop dit uiteindelik skeef. En dan kom hy daarna en dan praat hy oor hoor en doen. Sê hy, luister, ons moet doen wat ons weet waar is. En dan gaan hy weer terug na ryk en arm toe. En hy praat oor die uiterlike, die gebruik om aan die uiterlike te oordeel. Dat daar 'n onderskeid gemaak is tussen ryk en arm in die gemeentes. En dat hulle die armes eintlik geminag het en die rykes eintlik 'n bietjie misbruik het. En dan kom hy by glo en doen, wat ons almal baie goed ken. 'n Liggaam wat nie asemhaal nie is dood. En nou sê hy, ons het hier 'n probleem, die gemeentes van sy tyd. Hulle doen nie meer soos hulle glo nie. En dan kom dit, wat is dit wat hulle moes glo? Wat is dit waaroor hy ten diepste wil praat in hierdie gedeelte? En dis waar ons by hoofstuk 3 gaan stil staan. Wanneer hy praat oor die tong, wat die maklikste is waar ons sien wat in jou hart aangaan. Dit wat jy sê. Wys wat leef in jou binneste. Dan gaan hy praat oor hemelse wysheid en aardse wysheid, en dan weer ryk en arm, wanneer hy praat oor wêreldliefde en hoogmoed. Dat dit gaan in die gemeentes oor die mense wat die staf wil hê, maar nie dit wat God in Christus gegee het nie. En dan gaan hy sê, moenie van mekaar kwaad praat nie, hy gaan praat oor afhanklikheid van God, hy gaan 'n waarskuwing spesifiek aan die rykes rig, omdat hulle nie hulle besittings as die een en al moet beskou nie, en dan gaan hy die gemeente oproep tot volharding. Die gemeente is oproep tot volharding, en uiteindelik eindig by 2 gedeeltes wat baie belangrik is. Moenie 'n eed af lê nie, in die naam van die Here nie, laat jou ja wees en jou nee. En daai is 'n baie belangrike gedeelte. Want waar die mense uitgekom het, was by hierdie plek. Omdat ek staf gesoek het, het ek nie verhoudings gewaardeer soos wat ek moet nie. Ek het vir gesê wat ek dink dat jy moet sê. Maar ek het nie net jou misken in dit wat ek sê nie, ek het ook die Here misken. As dit my gedien het in die kry van dit wat ek wil hê, dan het ek eet by die Here gesweer. Of ek dit nou hou of nie, maak nie saak nie. En dan eindig hy hierdie brief by die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Maar dis die laaste gedeelte, die laaste vers wat vir ons regtig belangrik is, want daar sê hy, wanneer ons bid, sal mense gesond word, en uiteindelik moet ons weet dat iemand wat van die waarheid af weggedwaal het, terugbring, maak dat 'n menigte sondes vergewe word, en dat daar uiteindelik groot vreugde in die hemel is. Nou, dis net so vinnige oorsig van die brief. As ons die hart hiervan wil saamtrek, kyk gou na hierdie skets, Johanay, daar die eerste sketsie net. Jakobus sê, dit gaan oor swaar kry. Dit is onvermydelik, jy kan nie daarvan af wegkom in hierdie lewe nie. Die swaar kry is uiteindelik die vuurproef wat die Here gebruik, om al daardie goeders wat nie hoort in ons harte uit te kook nie. Maar swaar kry is ons almal se las.
Die dieptepunt waarna hy in hierdie brief verwys, waar die swaar kry uiteindelik ons voor 'n keuse stel, gaan oor verhoudings. Ons verhouding met God en ons verhouding met ander mense. En in hierdie belewings van swaar kry, staan ons voor 'n baie besliste keuse. Ek gaan verhoudings koester aan die een kant, of ek gaan verhoudings verniel aan die ander kant. Ek gaan mense se harte mooi behandel, myne inkluis, of ek gaan dit stukkend druk. En die lyn gaan uit mekaar uit op die punt van wysheid. So in Jakobus se brief gaan jy sien, daar is hierdie aksent van dit wat hy noem aardse wysheid of dwaasheid dan nou, is jy kies vir die wêreld, vir die hier en nou dinge. En jy leef uiteindelik asof God nie daar is nie. En jy gee toe aan versoeking en begeerte. Want ek soek die hier en nou dinge, die dinge wat ek kan hoor, sien, voel, proe en tas. Dis al wat vir my saak maak. En daarin is die kernpunt wat hy uiteindelik in Jakobus 4 vers 2 gaan uitlig, wanneer hy sê, julle bid, en julle kry nie, want julle bid verkeerd, julle wil net julle selfsugtige sondige begeertes bevredig, en julle soek die goed, julle soek staf, en dis nie hoekom ons hier is nie. Alles wat ons nodig het, gee die Vader vir ons. Maar dan word dit sigbaar, daardie dwaasheid word sigbaar in die manier waarop ons met mense omgaan. Daar is 'n oordrewe selfversekerdheid. Daar is 'n beoordeling van die uiterlike. Daar is 'n kwaadpraat van mekaar, 'n hartvogtigheid. Met ander woorde, jou nood pla my nie. Daar's 'n selfsug en 'n naaiwer. Ek wil dit hê, ek wil nie hê jy moet dit hê nie. En dan kom daar wanorde en uiteindelik is daar 'n stuk onbetroubaarheid. Ons kan nie op mekaar staat maak, of jy kan nie op iemand staat maak wat die wêreld liewer het as vir God nie. Teenoor dit is daar die pad van wysheid, en dis om te kies vir God, vir nou en vir altyd, en te leef in afhanklikheid van hom. En dan leef jy in geloof. Jy hoor en jy doen. En dis dan Jakobus 5 vers 19, waar hy dan nou sê, dat dit gaan uitmond in hierdie ding, dat ek 'n hart het vir die ander wat van die waarheid afgedwaal het, dat ek hulle gaan terugbring. En dan word daar sekere goeders in my lewe sigbaar, dat ek liefhet, dat ek lewe, omgee vir ander sonder bybedoelings, dat ek vredelievend is, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee, vol goeie vrugte, onpartydig en opreg. Moeilike omstandighede, het ek 'n keuse oor hoe ek dit gaan hanteer. Ek gaan selfsugtig en in my eie krag probeer dit hanteer, en dis dwaasheid. En dan kies ek vir 'n pad waarin ek uiteindelik verhoudings gaan vernuweer. My verhouding met God, my verhouding met myself en met die mense rondom my. Uiteindelik met die skepping ook. Want omdat ek staf wil hê, gaan ek nie gepas na die skepping omsien nie. Teenoor dit kan ek kies om die pad saam met God te stap. En dan gaan die Here deur sy Gees iets moois van wie hy is in ons tot stand bring. Nou die dieptepunt van daai keuse sien ons in hoofstuk 3. So kom ons luister daarna. Ja, nee. My broers en susters, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte, baie belangrik hierdie. Almal wil leer, sê hy, luister, jy gaan strenger beoordeel word. As jy sê jy weet, gaan jy strenger beoordeel word. Jesus sê dit in Matteus 23 vir die skrifgeleerdes en die fariseërs, omdat julle sê julle is nie blind nie, daarom staan julle skuldig. Maar hy doen 'n baie belangrike ding hier. Hy, Jakobus, wat die leier van die kerk is, ons struikel almal in baie opsigte. Hy sluit homself hierby in. Daar's nie een van ons wat nie las het aan die ou mens wat ons partykeer potjie nie. So ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe, al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid.
Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Dit is 'n rusteloos alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier wat ons word en is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers en susters, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers en susters, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Ons tong is die plek waar wat in ons harte leef, die vinnigste en die duidelikste sigbaar word. Dan hoor ons, is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle, dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bitter en naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinnelik, demonies. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Hierdie is baie belangrik. Tong, plek waar dit wat hier binne leef, die vinnigste na buite kom, die vinnigste sigbaar word. Nou sê hy, daai tong, sy helse vuur wat uit die hel uit aangesteek word. En wanneer hy dan nou kom by dit wat ons sê, het uiteindelik gaan sigbaar word in wat ons doen, dan hoor ons, die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinnelik en demonies. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Ons wil uiteindelik verstaan hoe die Here ons op ons alledaagse lewe begelei sodat ons in die pad van daaglikse bekering wel meer en meer kan word wie hy bedoel het ons moet wees. Nou ons gaan volgende week daarby stil staan. Daarom op daardie eerste sketsie wat ons gekyk het, hou die skapie daar 'n bord vas met 2 Petrus 1, waar Petrus 'n bepaalde oefening voorskryf. Maar as ons oor hierdie stryd tussen die ou en die nuwe mens praat, moet ons by die begin, by die belangrikste plek begin. En wanneer ons dan dink oor dit wat Jakobus in hierdie gedeelte met ons deel, dan is dit belangrik om te verstaan, dat eintlik roep hy die gemeentes en daarin vir ons op, om onsself te toets, om 'n bietjie kosteberekening te doen. Nou Paulus sê in 2 Korintiërs, ja nee, jy kan daar die volgende skets vir ons opsit, sê Paulus in 2 Korintiërs, luister, toets julle self en kyk of julle in die geloof is. Want onthou, Christus is in julle. Nou dis juis omdat Christus in ons is, dat ons met vrymoedigheid kan toets. Ons hoef nie bang te wees nie. En daarom dat ons vanoggend begin het uit 1 Korintiërs. God het klaar ons in Christus vrygemaak. Ons hoef nie bang te wees as ons slegte dinge in ons lewe raak sien en dan vir God te gaan wegkruip nie. Dis hanteer. Daarom die gedeelte wat ons hanteer het in die belydenis. Jy hoef nie moedeloos te word wanneer jy daardie slegte dinge in jou lewe raak sien nie. Dit is hanteer. Saam met Christus het die ou mens gesterf. Wanneer God na ons kyk, sien hy wie ons gaan word. Hy sal hanteer wat stikkend is, maar hy sien wie ek en jy gaan word. Wie ons eendag gaan wees in ewigheid in sy teenwoordigheid. Nou wat Jakobus baie swaar water oor maak, is die werklikheid van die verhoudings. Nou by hierdie sketsie, daai kruis daar in die middel, dit ons nou al 'n paar keer stil gestaan, en daar kan jy weer die 2 driehoeke sien, dit pas mooi in die kruis in. Die onderste driehoek, ek en jy, en die skepping is 'n bietjie langer, want die Here sê in Psalm 8, ons is skaars minder as 'n hemelse wese gemaak. So daai ene, ons is nader aan God as wat ons aan die wêreld is. Ons is meer sy beeld as wat ons net aardse dinge is. Maar ons leef in hierdie verhoudings
met God, met ander mense en met die skepping. En wanneer daardie verhoudings afgaan, dan is al die ander verhoudings af. As my verhouding met jou af is, dan kan ek weet, my verhouding met God is af en my verhouding met die skepping gaan af wees. Elke keer, wanneer daar moeilikheid kom, in een van hierdie verhoudings, moet ek weet, die ander verhoudings loop ook af. En dis hoekom Jakobus kan sê, hier is 'n besliste keuse wat jy moet maak. Jy is besig met aardse wysheid, of met hemelse wysheid. Nou daardie verhoudings wat skeef loop skeef, omdat ons oor of onderwaardeer. En dit lei altyd tot die dood. Wanneer ek oor of onderwaardeer, is ek besig met afgodsdiens. Ek kan iets of iemand in hierdie wêreld vir my die belangrikste ding maak, belangriker as God, dan oorwaardeer ek dit, en dan is ek besig met afgodsdiens. Of, ek kan dit na die ander kant toe onderwaardeer, dan misbruik ek dinge en mense. En dan is ek ook besig met afgodsdiens, want ek besluit om nie dinge te waardeer, soos wat God dit waardeer nie. Wanneer ek kies vir daardie pad van aardse wysheid, sê Jakobus uiteindelik, gaan hierdie goeders wat hy in hierdie brief beskryf, in ons lewe sigbaar word. Oordrewe selfversekerdheid. Die geneigtheid om mense op die uiterlike te beoordeel, om kwaad te praat, om hardvogtig, selfsugtig te wees, om met naaiwer te lewe. Ek ywer vir jou goeders. Om by 'n plek te kom waar daar uiteindelik uit al hierdie dinge wanorde voortvloei. Nie daardie komplementering van gawes en mense wat Christus saamgevoeg het nie, maar wanorde en uiteindelik onbetroubaarheid. Tussen ons onderling, maar ook in ons verhouding met God en in ons verhouding met die wêreld. Want wanneer aardse wysheid 'n houvas kry in die kerk, dan word ons 'n onbetroubare getuie van dit waarmee God besig is. Maar nou is dit belangrik dat ons nie hier gaan vasval by die kerk nie. Mens kan daarby uitkom, maar ons moet in die eerste plek kyk na onsself. Elkeen van ons gaan deur die stampe en die stote van die lewe by tye kom waar jy iets van hierdie vrug van aardse wysheid in jou lewe gaan sien. Waar die poel water, met ander woorde, begin vrot word. En nou is die vraag, wat maak ek? Wat maak ek as ek kyk en toets en sien, maar hier is goeders nie gesond nie? Nou hier is belangrik vir jou, wat vanoggend hier sit, en dit is belangrik vir jou om twee redes. In die eerste plek, dit gaan bepaal, die antwoord hierop bepaal, hoe jy jouself gaan waardeer. Die tweede rede hoekom dit belangrik is, as jy hierdie verkeerd verstaan, gaan jy die verkeerde boodskap vir die volgende ou oordra. Gaan jy nie die evangelie deel nie, maar gaan jy weer 'n wet met ander deel. So wat maak ek, wanneer ek hierdie kosteberekening maak, my bedieningsresultate toets, en sien, wag, hier word goeders sigbaar. Hier is goeders nie gesond nie. Wat maak ek, as ek dit raak sien? Nou, die versoeking vir ons as gelowiges, wat groot geword het, veral ons wat in die tradisionele kerke groot geword het, die versoeking is, om na die regterkant toe te spring. So, as ek nou sien, hierdie goeders is hierso, nou moet ek net hierdie goeders gaan begin doen. En dan mis jy die punt. Want dit is nie jou vermoë wat jou red nie. Jy kan jouself nie red nie. Hierdie skets werk gewoon van links na regs. Jy moet kruis toe gaan. Jy gaan na daardie moment waar God homself in Christus offer, sodat jy vrygespreek kan word. Wanneer Jakobus praat oor hemelse wysheid, dan sê hy, baie belangrik, dit word sigbaar in 'n paar dinge. Dis sonder bybedoelings, dis vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee, vol goeie vrugte, onpartydig en opreg. Waar kry jy daardie wysheid? Waar gee die Here dit vir ons? Hy gee dit vir ons aan die kruis. Hierdie is nie 8 goeders wat jy moet doen sodat jy 'n goeie gelowige kan wees nie. Hierdie is die kenmerke van God se liefde wat hy vir ons gee in genade.
En daarom, wanneer ek in my lewe hierdie kosteberekening doen, my resultate van my lewe en bediening toets en sien, hier is goeders nie gesond nie, dan gaan ek na God toe, na die kruis toe. Want dis aan die kruis waar God vir ons die bewys gee, dat hy ons lief het, net soos ons is. Jesus sê in Johannes 6, elkeen wat na die Vader toe kom, wat by die Vader geleer het, kom na hom toe, en elkeen wat na hom toe kom, en die wat na hom toe kom, sal hy nie wegwys nie. Hy vat ons soos ons is. En dan stort hy sy liefde in ons uit. En dit sny regtig diep. Dit gaan nie oor die dinge wat ons reg kry nie. Dit gaan oor daardie plekke en tye waar ons miserabel misluk in ons lewe. En ons na ons Vader toe kan gaan en hy sê, dis okay. Kom nader. En daarom is dit belangrik om te weet, God se liefde is sonder bybedoelings. In die gereformeerde kerke het ons 'n geneigtheid om 'n bietjie skeef te trek rondom dit. Want ons sê alles wat God doen gaan oor sy eer, en dit is waar. Want God is God. En wanneer God, die Here die Almagtige, wat hemel en aarde geskape het, sterf vir sy skepsels, dan is hy lofwaardig. Maar nou trap ons in 'n slagyster om agter alles wat ons sê en doen en die besluite wat ons neem, nee, want dit gaan oor die eer van God, want alles wat God doen, gaan oor sy eer. En wanneer Jakobus hierso sê dat God se liefde is sonder bybedoelings, dan is dit die punt. Die Here kom nie en sterf vir sy skepsels, omdat hy hierdie verskuilde agenda het, sodat hy meer eer kan ontvang nie. In Johannes 3 sê Jesus, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat glo kan lewe. Hy het lief sonder bybedoelings. Wanneer ons by daardie plek kom waar ons begin dink oor God se liefde en sy verlossing as hierdie voertuig na lof net vir God, dan trek ons weer hierdie las aan. Nou moet ek reg lewe, anders gaan ek die eer van God ongedaan maak. Nee. God se liefde vir jou is sonder bybedoelings. Hy is lief vir jou. Gebroken, stikkend soos jy is, hy is lief vir jou. Daar is nie bybedoelings nie. Hy is vredelievend. Hy wil nie oorlog maak nie. Hy is nie op die oorlogspad uit te staan reg om pak te gee nie. Hy soek en jaag vrede na. En daarom het hy aan die kruis in Christus versoening bewerk met die hele wêreld, maar uiteindelik ook met jou. Hy is inskikkelik. Hy gee ons die voordeel van die twyfel. En ek mag met tye in my lewe kom, veral as ek worstel met hardnekkige sonde in my lewe, waar ek nie meer so inskikkelik is met myself nie, waar ek eerder 'n streep deur myself sal wil trek. Maar wanneer ek na my hemelse Vader toe gaan, sê hy, kom nader. Ook hierdie sal verbygaan. Ek het hierdie staaltjie al vertel, eendag geluister na 'n maatskaplike werker daar in Pretoria, wat gepraat het oor die radio, met haar seentjie wat besig was om te potty train. En hierdie is die hart van God wat inskikkelik is. Nou sy staan 'n waskorrel goed en ek gou sy hom dop, hy's aan die sandpit. En sy sien sommer, daar's dit nou. Dis nou sulke tyd. Maar as jy nou potty training, die van ons wat nou al daardeur is, ons weet nou, as daai doek af is, hulle kom nie onmiddellik agter wanneer dit tyd is nie. So dan staan nou glipsies. So sy sien, hy spring op en daar is dit toe te laat. Nou kom hy in, nou is hy baie hartseer. Nou vat sy hom kamer toe en terwyl sy hom nou skoon maak, vra hy vir haar, maar is mamma nie kwaad nie? En sy sê vir hom, nee. En toe vra hy vir haar, maar hoekom nie? En sy sê, terwyl hy dit vir haar vra, en sy nou begin dink daaroor, toe begin sy dink oor haar verhouding met God. Want haar antwoord laat haar toe iets verstaan van hoe God na haar kyk, met haar gebrokenheid. En sy sê toe vir haar seentjie, ek is nie kwaad nie, want ek weet een of ander tyd gaan jy dit reg kry. En sy sê in daardie oomblik besef sy iets van hoe God na ons kyk, wanneer ons na hom toe kom met ons gebrokenheid. Hy is nie kwaad nie. Hierdie gaan, omdat hy deur sy gees en woord besig is, om ons nie te maak. Een of ander tyd gaan hierdie goed agterbly. God is inskikkelik. Hy's bedagsaam.
As jy bedagsaam is, dan ag jy ander hoër as jouself. Jy loer en jy kyk na hulle. Jy kyk na dit wat hulle nodig het. En wanneer ons na ons Vader toe kom, dan is hy bedagsaam. Hy weet wat ons nodig het en hy maak voorsiening daarvoor, voordat ons daar kom. Hy's vol medelee. Romeine, hoor ons, as Paulus sê, God het almal aan ongehoorsaamheid oorgegee, sodat hy aan almal medelee kan betoon. Hy los ons nie om alleen deur die swaar en die moeilikheid te gaan nie. Hy stap saam met ons die pad. Vol goeie vrugte. Die goeie van die gawes wat hy aan ons gee, aan ons toevertrou. Onpartydig. En hierdie is regtig belangrik. Wanneer ek met my gebrokenheid voor my Vader rustig word, dan mag ek hoor as hy vir my sê, onpartydig, Christus het volbring. Ek gaan nie vir die een so kies en vir die ander so kies nie. Elkeen wat in Christus by hom kom, mag lewe met hierdie seker wete, vrygekoop in Christus. Vergewe. Op pad om volkome nuut te word. En dan is God se liefde, sy wysheid opreg. Geen bybedoelings nie. Met ander woorde, daar's ons terug aan die begin. Wanneer ek hierdie slegte dinge in my lewe sien, gaan ek in my stil wees, in my wens wees na my Vader toe, en ek stoei my gebrokenheid met hom deur, sodat ek hierdie wysheid, hierdie liefde van God kan ontvang, en dit my hart kan vul. En wanneer dit my hart vul, sal hierdie dinge ook my alledaagse lewe begin kenmerk. So maak vas, wanneer ons met hierdie gesprek begin, waarin ons gaan stoei met die ou mens in ons, God het klaar voorsien. In Christus vrygekoop. En wanneer die ou mens ons pootjie en ons dinge in ons lewe begin sien, gaan na hom toe. Gaan neem ter harte dat hy jou in Christus vrygekoop het en laat die wonder van sy liefde ook jou hart vul. En wanneer jy dan 'n geleentheid het om iets met ander te deel, deel hierdie, deel sy liefde, sodat ander kan deel in die wonder wat ons self geproei het. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons die pad, die toekoms in die oë mag kyk, die onbekende, die onsekerheid van dinge wat vir ons voorlê, maar dat ons mag weet dat ons is by U, U is by ons. Dat U in hierdie wêreld ingekom het en dat U nog verder gegaan het, nadat U in Christus vir ons versoening bewerk het, het U U Gees gegee om in ons elkeen te woon, om ons deur die loop van ons alledaagse lewe te begelei, te vat na daardie plek van ontmoeting met U en daarin vanuit ons ontmoeting met U na 'n lewe wat verskil maak in hierdie wêreld. En as ons vir hierdie paar Sondae onsself daaraan toewy om so 'n bietjie dieper te kyk na die stry en die stoei in ons eie lewens, dan bid ons Here, maak ons sensitief vir die leiding van die Gees, dat ons die kruis voor oë mag hou, dat ons in ons stoei en omgaan met ons eie gebrokenheid derentyd mag sien en beleef, mag ervaar dat U in Christus volkome versoening ook vir my, vir ons bewerk het. Mag die wonder hiervan vir ons moedig maak, ons inspireer in ons lewe en diens, saam met ons naby mense, maar ook hulle wat terloops ons pad kruis. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Hoe dan sal ons lewe? Daar aan die sketsie wat ons nou na gekyk het, het ons 2 Korintiërs 5 vers 14 daaronder gesien, 14 tot 20. Ons het nie nou daarby in die prediking daarby stil gestaan nie, want ons gaan nou daarby stil staan. Wanneer my hart gevul is met die liefde van God en die wysheid van God my lewe begin regeer, hoe leef ek? Wat gaan my lewe kenmerk as die penny vir my gedrop het, dat God in Christus volkome voorsiening gemaak het?
dat my sondeskuld afgeskryf is, my ou mens begrawe is, die nuwe mens opgestaan het, en dat daardie die waarheid is waar volgens God na my kyk en na die volgende persoon kyk. En dan hoor ons wanneer Paulus in 2 Korintiërs 5 sê, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. Afgehandel. Hy het gesterwe, sodat ons kan lewe, en dat ons wat lewe, nie vir onsself kan lewe nie. Uiteindelik nie vir onsself sal lewe nie, maar vir hom. En luister nou die echo van dit wat Jakobus ook gesê het. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Dit is regtig belangrik. Ons beoordeel niemand meer volgens menslike maatstaf nie, want net soos wat die Here my naderhark, so wil hy die volgende persoon ook naderhark. Maak nie saak hoe sondig of stikkend hulle is nie. Maar luister na baie belangrike deel wat Paulus hier bely. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Wat bedoel hy daarmee? Wanneer Paulus reg staan, wanneer Stefanus gestenig word en hy daarna gaan om vervolgingsbriewe te kry, kredensiebriewe om die vervolging van die kerk voor te sit, dan was sy verwagting van die Messias, dat die Messias gaan kom, die ryk vir hulle gaan herstel en hulle gaan in die gloriedae van Dawid weer herleef. Maar die Messias kom vir my, vir ons en net vir ons. En dis hoekom Paulus in hierdie gedeelte sê, vroeër het hy Christus na die uiterlike beoordeel. Hy het gekyk na hierdie Messias, hierdie man wat uit Galilea waar die heidene woon gekom het, wat verseker wonderwerke gedoen het, maar oor wie daar baie getuienisse was van wonderwerke, maar 'n man wat nie die Sabbatdag geëerbiedig het nie. 'n man wat uiteindelik gesê het, hy is God, en daarom godslasterlik gepraat het. Hy het uiterlik beoordeel. En dan op pad na Damaskus loop hy hom vas in Jesus Christus en hy besef dat hierdie man, wat hy op die uiterlike beoordeel het, is die seun van God, is God self. En daarom verstaan hy, dat God het vir almal gesterwe. Dit kan nie net vir die Jode wees nie. So ons beoordeel dis van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie, al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Paulus skryf met die sekerheid van dit wat waar is. In 2 Korintiërs 3, in 1 Korintiërs 3 gaan hy sê, ons is besig om vernuwe te word. Maar hier sê hy, is 'n nuwe mens. Ons is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. En dis waar van jou en my. Wanneer Christus my Here en Verlosser is die ou mens verby, die nuwe het gekom, dis die werk van God, nie my werk nie. Ek kan dit nie bewerk nie. God doen dit. Dit is alles die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van die versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredings nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Wat kenmerk my lewe wanneer ek verstaan dat God in Christus my met hom versoen het? Ek deel daardie versoening met die volgende persoon, met my naby mense, maar ook hulle wat terloops my pad kruis. En dis nie net 'n deel terloops nie. Smeek. Hierdie woord praat van groot ywer en toewyding. Wanneer kom ek in my lewe by daardie plek? Ek kom by daardie plek wanneer ek deur die worsteling met my ou mens in ontmoeting met God meer en meer gevul word
met die waarheid en die wonder van God se liefde en hoe hy na my kyk en daarom ook na ander kyk. Mag die Here ons hierin genadig wees dat ons hierdie wonder meer en meer mag beleef. Kom ons verwoord ons verwondering, maar daarin ook ons dank en lof aan God vir die werklikheid dat hy ons in Christus verlos het. En ons doen dit deur saam te sing van Psalm 9, vers 1, 7 en 10, en daarna bly ons staan vir die seën van die Here. Na die seën vra ek dat jy asseblief net so oomblik weer u plekke inneem. Ons mag hierdie week tegemoet gaan, seker in die wete dat God by ons is. En hiertoe seën hy ons ook. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die krag en leiding van die Heilige Gees is met u elkeen. Is daar enige vrae oor die gedeelte waarby ons vanoggend stil gestaan het? Gaaf. Maak weer vas, hierdie vrae is bedoel vir jou, maar ook vir die vreemdeling onder ons, hulle wat nog nie verstaan of nog nie ingeskakel is nie. Hulle wat die Here nog nie hier ingeskakel het nie. Ons het 'n hart en 'n verwagting dat die Here sy kinders ook in hierdie kraal sal saamtrek. Baie dankie vir jou tyd, welkom om 'n koppie koffie saam met ons te kom drink, sien dan net hierna.